Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag die 4de Desember 2025. Kom ons raak net so 'n bietjie stil voor die Here. Here God, dankie dat U deur die Gees by elkeen van ons is. Here, dankie dat U altyd met oop arms ons ontvang. Here, wie ons is, of wat ons verkeerd gedoen het, of wat ons reg gedoen het. Here, U wag altyd met oop arms vir ons, soos wat U vir die verlore seun gewag het, in die gelykenis. Dankie Vader, dat U inderdaad vir ons oneindig lief is. Dankie dat U woord, dat die Bybel, Here, vir ons geskryf is, om vir ons te vertel van wie U is, van U liefde, van U omgee, ook baie keer van die teleurstelling in die mens, Here, maar bovenal van begin tot einde, oor U liefde en U omgee. Dankie Here, dat ons U as ons liefdevolle, regverdige Vader kan aanbid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons gaan aan met Filippense, ons is hierso by Filippense 3, en ek wil hierdie stukkie vir julle lees, ons het nou mos 'n bietjie stilgestaan met mekaar, liewe vriende, wat Paulus sê, al wat ek wens is om Christus te ken, uit die krag van sy opstanding te ondervind, deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, en die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding en die dood. Dit is 'n mondvol. En ek het ook vir julle gesê, mense moet die goed gaan unpack, vriende, want anders lees jy net daaroor, dit het geen impak op jou nie. So ons moet die goed 'n bietjie gaan unpack. So wanneer julle ook lees so vers, staan maar so 2-3 dae by hom stil, gaan hoor 'n bietjie, trek hom uit mekaar uit, gaan op GPT, sit die teks in, as julle 'n ander goed het, kyk 'n bietjie presies wat daar staan, wat bedoel hy, sodat ek en jy nie net klakkeloos by tekste verby beweeg en op die ou ene dan beteken dit vir ons niks nie, né? Of na die lekker gedeeltes in die Bybel toe gaan nie, maar ook die moeiliker gedeeltes, staan so 'n bietjie stil daarby. En dan sê Paulus, vriende, dit is eintlik uit 'n plek van nederigheid wat Paulus praat met hierdie mense in Filippi, hierdie ex-soldate, hierdie afgetrede soldate, hierdie heidene wat tot bekering gekom het, kom praat hy en dan kom sê hy vir hulle, hy kom sê amper vir hulle, sê vriende, ek sê nie dat ek dit al alles het, of die doel al bereik het nie. Hoe sê hy vir hulle? Julle moet nie dink ek ken alles en weet alles nie. Ek sukkel ook maar hierso met goed, ek versukkel ook maar om goed te verstaan, maar dan kan sê hy die volgende, hy sê, so ek sê nie dat ek dit al alles het nie, of die doel al bereik het nie, maar, sê Paulus vir hierdie vriende van hom, hierdie gemeentetjie daar in Filippi, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Vriende, dit is so, jou en my wiele val maar af. Dis hoekom ek in die gebed ook gesê, dat God deur die Heilige Gees, die na ons kyk met sagtheid, dat hy die heeltyd met liefde na ons kyk. Vriende, dit is mos nou 'n wonderwerk. Hy sê almagtige God, hy kan doen net wat hy wil met jou en my. Maar hy doen nie, hy gee om vir ons, hy loop 'n pad met ons, en Paulus besef dit ook, liewe vriende. Paulus kry swaars, een van die briewe wat hy in die tronk skryf, is een van sy tronkbriewe, dit gaan nie met hom goed daar nie, liewe vriende, ek bedoel, hy is onder huisarrest saam daar so, hy kry amper al swaar daar waar hy is, né, en hy het nog sy hele lewe eintlik swaar gekry, vernaamlik nadat hy op die pad van Damaskus, waar Jesus met hom kom praat het. So, nou kom sê Paulus, hy kom sê, weet julle, ek het toch nie alles, al my daks heeltemal in 'n rou nie, né? Ek sien nie dat ek dit al alles het nie. Die wat hy kom sê, want hy kom sê, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind. Hy kom sê, ek het nie dit al alles nie. Ek sê nie dat ek die doel al bereik het nie, kom sê Paulus. Maar dan kom sê, en ek dink dit is wat ek en jy ook moet, hy sê, maar ek span my in om alles myne te maak. So daai span is 'n werkwoord. So hy probeer sy bes om alles syne te maak. Nou wat beteken dit? Dit beteken, vriende, ek en jy moet kennis hê oor God. Ek en jy moet kennis hê oor die Heilige Gees. Ek en jy, liewe vriende, moet inderdaad die woord van die Here bestudeer. Vriende, ons almal se wiele val af. Ek het vanoggend vir 'n pel vir my gesê, ek raak partykeer so teleurgesteld in myself,
omdat ek nie, dit is net 'n slap houding van my, né? Vriende, dat ek dit baie keer nie prioriteit maak in my lewe nie, né? Dit is nie asof God my gaan straf of anders dan my gaan kyk nie. Dis maar net ek mis uit. Ek mis uit. Wanneer jy in 'n verhouding staan met enige iemand en jy maak nie moeite met daai verhouding nie. Al persone wat uitmis is jy en ek, né? En dit is wat ek maar ervaar, ek mis uit, en daarom kom sê Paulus, weet jy, ek het nie al alles bereik nie, ek het nie al my ducks in 'n rou nie, ek verstaan ook nie alles nie, maar weet jy, kom sê, ek span my in om alles myne te maak, omdat Jesus Christus my reeds syne gemaak het, né? So hy probeer alles te ken kom van Jesus, né? Hy probeer al hierdie liefde, hierdie omgee van Jesus, probeer hy inderdaad verstaan, liewe vriende, want Jesus het hom al reeds syne gemaak, Jesus het al reeds met sagte oë na hom gekyk, Jesus het hom kom red op die pad van Damaskus, toe hy besig was om Jesus se kinders te vervolg, tronke te gooi en dood te maak. Het Jesus hom kom ontferm oor Paulus, wat toe Saulus was, né? Nou kom sê, weet jy, ek kom sê vir julle my vriende, ek kom sê nie dat ek alles al het of die doel al bereik het nie. Maar ek span my in om alles myne te maak, omdat Jesus Christus my reeds syne gemaak het. Ek span my in om alles omdat Jesus, op grond van die feit dat Jesus my syne gemaak het, wat suiwer genade is, probeer ek te weet, ek kom presies, hoe moet ek in die voetspore van Jesus volg, kom sê die Paulus vir jou en vir my. En dan gaan hy aan kom sê, hy sê, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Nee, ek moet sê, dis hierdie nederigheid. Here vriende, ek dink nie ek het al alles nie. Maar sê hy, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is. En ek strek my uit wat voor is. So, hy maak, die liewe vriende, baie keer het ons baggage. Baie keer is daar iets wat in ons verlede gebeur het. Baie keer het ons in 'n slegte huis kon ons groot geraak het. En jy bring baggage saam met jy, is in 'n sleg verhouding gewees, of wat ook al. Of jy was in 'n kerk gewees waar jy nie liefde gekry het nie. Geloofsgemeenskap waar jy nie liefde gekry het nie. Shame vir daai geloofsgemeenskap, nee. Maar jy dit bereik en dan, of jy dit belewe. En liewe vriende, dan kom sê hy vir ons, weet jy, van daai goed maak ek my los. Ek het dit gesny. Ek los dit agter. Ek gaan nie meer daarna toe gaan nie. Dit is agter my. Ek gaan nou net vorentoe. Ek maak my los van wat agter is. Ek los die baggage daar. Ek bid die bloed van Jesus Christus oor die baggage uit. Ek maak my los daarvan. En ek gaan vorentoe, ek rig my oë op Jesus, en ek probeer alles in my vermoë doen wat Jesus wil hê ek moet doen. Dit is wat hy vir jou en vir my kom sê. Ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Dan kom sê hy weer, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. So hy kom sê, weet jy, ek span my in om hierdie hemelse prys te kan behaal. So, waarna toe streef Paulus? Hy streef daarna om Jesus al hoe meer te ken en al hoe meer Jesus se beeld te reflekteer in sy lewe, sodat mense al hoe meer Jesus in sy lewe kan sien. So hy maak hom los van die goed. Los van die goed wat gemaak het dat hy nie die beeld van Jesus kan uitstraal nie. Los van die goed wat hom afgetrek het die hele tyd. Los van die goed wat hom eintlik in diepste seer gemaak het en eintlik hom weggetrek het van God af. Hy maak hom los van al die goed. En hy strek hom uit na wat voor is. Ek span my in. Ek span my in, dis 'n aksie, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Vriende, kom ons maak ons los van enige baggage. Maak jy bely, dit gaan lê dit vir God se troon. Iets wat jou seer gemaak het, gaan lê dit daar. Pleit Jesus se bloed daaroor en sê, Here, dis verby. Dis agter my, dis water onder hierdie brug. Ek kan niks doen aan ander mense se heile, my eie heile. Al wat ek kan doen, ek kan nou vorentoe kyk. En as ek en jy dit doen, liewe vriende, dan is ons nou besig om ons oë op die regte plek te fokus, op die hemelse prys. Ons is besig om ons oë op Jesus Christus te fokus. En dit wil sê, Here, hoe moet ek hier lewe op aarde? My vyf sien vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.